Wat 'n wonderlike voorreg om nog 'n dag saam met jou hierdie kant van die hemel te kan wees. Maar die wonder van vandag is, dit is een dag nader aan ons hemelse Vaderhuis. Baie welkom weer vandag by jou lewendige dagstukkie vir vandag, dag 346. En die tema is, huppel in jou stap. Spreuke 13 vers 9. Die lewe van die regverdiges is vol vreugde. Die lewenslig van die goddeloses word uitgedoof. 'n Huppel in jou stap begin lank voor die eerste tree. Dit begin in jou gedagtes. Huppel in jou stap. So soms sien ek mense rondom my wie se gesigte op nul staan. Hulle sleep hulself soos 'n moe sprinkaan met moeite voort. Hulle ly aan die môre sal syndroom. Vandag is blou, maar miskien sal die son môre weer skyn. Ongelukkig sien sulke mense die son nie eens raak nie, want die onweerswolke is dik gepak in die hart. Teenoor die genisse, die gemoedsbeswaardes, is daar ook ander mense wat 'n huppel in die stap het. Nie noodwendig fisies hop nie, maar daar is iets lig, iets helder, iets aansteeklik in hulle. Hulle straal iets uit wat nie deur omstandighede doodgesmoor kan word nie. Spreuke sê, die lig van die regverdige brand helder. Ek hou van daai woord brand. Nie flikker as dinge goed gaan nie. Nie net skyn as almal hande klap en saamstem nie. Dit brand, dit dans, dit dartel en flikker vrolik. Dit gee daardie aansteeklike warmte. Die goddelose se lampie. Aanvanklik brand dit helder as gevolg van geldstatus of plesier, maar dit brand al hoe flouer, totdat dit later van self doodgaan. Geen suurstof van God se goedheid nie. Poef, donker. 'n Huppel in jou stap kom van die wete dat jou saak met God reg is, dat niks jou van sy liefde kan skei nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. Regverdig beteken nie om sonder sonde te wees nie. Dit beteken jy lewe in pas met God se hartklop, gefokus in die regte rigting, ongeag van jou omstandighede. Jy val, jy staan op, jy vra vergifnis, jy kies eerlikheid bo gerief, liefde bo wraak. En elke keer as jy dit doen, pomp dit olie en suurstof na jou hart se vlammetjie. Iemand wat ek goed ken, het verlede jaar deur die hel gegaan. 'n Klomp baie slegte goed het sommer so in 'n rits gebeur. Mense sou verwag, sy sou 'n moe sprinkaan sleepvoet stap hê. Maar as jy haar sien, het sy nog daai vonkel in haar oog. Sy sê, "Sal ek al nog party aan my kussing nat, maar ek weet, God se liefde vir my is nie afhanklik van my omstandighede nie. Dit brand steeds." En weet jy wat? Mense word na haar toe aangetrek. Hulle wil weet, hoe bly jy nog so positief? Dis nie positiwiteit nie. Dis die lewe vol vreugde ding van Spreuke 13 vers 9. Haar stap het 'n ligte huppel, selfs met 'n traan in die oog. So hoe kry jy daai huppel terug in jou stap vandag? Begin om die klein houtjies op die hart se vuur te gooi. Sê dankie vir een ding, hardop, al voel dit vals en simpel. Doen iets goed vir iemand anders, sonder om te wag vir dankie. Leef met oop oë en ore en vra, Here, wys my waar ek vandag u hart van liefde kan aangee. Sit 'n glimlag op jou hart wat op jou gesig wys en soek iets wat jou laat lag. Dit is aansteeklik en dit word die vonk wat weer hul lampies helder laat brand. Donker dae toets nie jou lig nie, dit wys dit. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy is dit vir ons moeilik om selfs in die donker dae ons lig te laat skyn? Wat dink jy kan ons doen om weer die huppel in ons stap terug te sit? Hoe gaan jy vandag begin om ander te help om hul lampies weer helder te laat brand? Heilige Gees, maak u lig weer helder brand in my hart,
sodat dit aansteeklik sal word. Gee my ook weer 'n huppel in my stap wat wys dat daar altyd hoop in U is. Amen.